bid. O God van Abraham, Isak en Jakob, ons erken met dankbaarheid in ons erediens vanmôre, U is die Here. Dit is U naam. En U het gespreek, gepraat in tye van ouds, op baie maniere en deur die profete, maar in hierdie laaste dae het U tot ons kom spreek deur Christus Jesus, die ewige Seun, en vandag nog. Laat ons daarom met diep ontzag en ontvanklike harte luister na wat U deur die woord aan ons wil openbaar. Here, ons sien wat in die wêreld gebeur en ons kan nie help om te dink aan wat ons net onlangs uit die boek Openbaring geleer het nie. En hoe dit absoluut vervul word. En hoe U nie ophou, Here, om trompette te blaas in die ore van die mensdom nie. En nou, o Heilige Gees, pleit ons dat U ons harte sal wil verlig, sodat ons ook die rykdom van Exodus 1 mag sien. Laat ons ook in ons Here Jesus Christus sien, die groter Moses, wat nie net uit Egipte mense roep nie, maar wat ons uit die slawehuis van sonde red. Maak ons siele stil onder die woord. Laat die woord deur die Gees diep in ons harte kan sink. Here, U het self gesê, dis nie ons wat dit dink nie. U het dit self gesê in Hebreërs 4, die woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Mag alles tot die eer van Hom wees, ons Here Jesus, want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge, aan Hom die heerlikheid tot in die ewigheid. Amen. Kom ons begin dan by Exodus. Nou ek het nog nooit in 36 jaar, 7, ek kan nie dink hoeveel jaar, het ek nog nooit Exodus gepreek nie, en ek het ook nog nooit Matteus gepreek nie. So ek wil graag Exodus en Matteus vir die res van hierdie jaar aan die orde stel. Ek het gedink om uit Exodus so 5 of 6 boodskappe en dan oor te slaan na Matteus en dan so 5 of 6 boodskappe en dan weer terug na Exodus en so heen en weer tot ons uiteindelik deur hierdie 2 kragtige boeke is. So ons gaan Matteus dus op woord en klank ook nie behandel nie. Dis die enigste Nuwe Testamentiese boek wat nie op woord en klank behandel is nie. Dis net Matteus. Maar dit sal uiteindelik dan nou nie gebeur nie, omdat ek kies om dit hier op Sondae te doen. So, dit is min of meer hoe 2025 verder lyk. Mag verander natuurlik. Exodus beteken, exodos beteken uitgaan. Die uittog, dit verwys na die uittog uit Egipte. In die Hebreëse teks begin hy met die woord en. Dit staan nou nie in die Afrikaans nie, maar dit is hoe die Hebreëus is. En hier volg die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte toe gekom het. Elkeen met sy gesin. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naphtali, Gad en Aser. Jakob het 70 afstammelinge gehad, Josef was toe al in Egipte. Met verloop van tyd het hy en al sy broers daar die hele geslag gesterf. Die Israeliete was vrugbaar en het vermeerder en hulle het baie geword, so baie dat die land vol was van hulle.
toe 'n nuwe koning, dis 'n nuwe farao, wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte begin heers, het hy vir sy volk gesê, besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons? Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit om teen ons te veg en ons land te oorweldig. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Ramses vir die farao bou. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword. Baie belangrike vers. En hoe meer het hulle oor die land versprei in so 'n mate dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak deur swaar werk met klei en bakstene, wat deur allerlei ander werk in die lande. Wat deur allerlei ander werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawewerk vir Egipte doen. Jy sien nou hulle moet heeltemal breek. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroedvroue Sifra en Poa gesê: as julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seentjie is, moet julle hom doodmaak. Maar as dit 'n dogtertjie is, mag sy bly leef. Maar die vroedvroue het God gedien. Die Hebreëus sê hulle het God gevrees en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir hulle gesê: waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? Toe antwoord die vroedvroue die farao, en hierdie is 'n leuen, die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel. Voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al gebore. As gevolg hiervan het die volk aangehou vermeerder en baie talryk geword. God het toe die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak, omdat hulle hom gedien het. En hy het vir hulle huisgesinne gegee. Daarna het die farao sy hele volk beveel: julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjie se lewe. Ons lees tot sover saam en dan volgende keer sal ons dan kom by hoofstuk 2. So dis Exodus 1. Ek dink alle Christene ken tye of fases waar die beloftes van die Here ver en vaag voel. Het voel amper asof die hemel stom is. Amper soos 'n wintertyd wat jy deurgaan. Wel, vir omtrent 400 jaar was presies dit die ervaring van die kinders van Israel in Egipte. Hulle het in Egipte beland in die tyd van die hongersnood, toe Josef die eerste minister was, die koning vergader het en Jakob en sy seun soontoe gegaan het om te oorleef. Dit staan aan die einde van Genesis. Maar vir 400 jaar het hulle uiteindelik in daai plek gebly, in Egipte gebly. En die beloftes van God wat in Genesis opgeteken is, byvoorbeeld die beloftes van God aan Abraham, het vir hulle net geklink soos 'n ego uit die verre verlede. En nou begin die boek Exodus, maar die boek Exodus begin nie met 'n knal nie. Die boek Exodus begin met 'n lysie name. Verse 1 tot 5. Dis God se manier om te sê, ek het julle nie vergeet nie. Julle het so gevoel, maar dit was nie die waarheid nie. Elkeen van hierdie name is vir my kosbaar. Die wagtyd, jare en jare, eeue in Egipte, was nie 'n tyd van God se afwesigheid nie, dit was 'n tyd van voorbereiding vir sy mense.
Maar hulle het dit nie so gevoel nie. En soos ek gesê het, begin die boek met die woord en. Wat vir ons wys dat dit nie nou 'n nuwe begin is nie, dis 'n voortsetting hierdie. Dis nie 'n nuwe begin nie. Exodus is die logiese gevolg op Genesis. Of om dit baie eenvoudig te sê, in Genesis het God 'n belofte gemaak, en in Exodus begin God om daai belofte dramaties te vervul. Ten spyte van sy volk se lamlendigheid. Maar daai lysie name wat op die en volg, in verse 1 tot 5, herinner ons aan hoe broos die begin was. Net 70 mense sê dit. Het aanvanklik saam met Jakob in Egipte aangekom om van die hongersnood te ontsnap, hoewel hulle nie geweet het dat Josef nog lewe en dat hy die eerste minister van Egipte is nie. Hulle het dit nie geweet nie. Maar hulle was klein en hulle was min en hulle was kwesbaar, maar hulle het nie alleen in Egipte aangekom nie, hulle het gekom met 'n belofte van bo. Het hulle daar aangekom, want luister wat het God vooraf vir Abraham gesê. God het vir Abraham gesê in Genesis 12, die bekende woorde, in Genesis 12, ek sal van jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam groot maak. In hoofstuk 15 van Genesis sê God vir Abraham, kyk of jy die sterre kan tel, so gaan jou nageslag wees. En in hoofstuk 22 gaan hy verder en sê, soos die sand op die seestrand sal jou nageslag wees, en die poorte van die vyand gaan jou nie oorweldig nie. Dis wat in Genesis staan, dis wat God vir Abraham gesê het. En toe Jakob self op pad is Egipte toe, waar Josef eerste minister was, terwyl hy Jakob op pad was, het God daai belofte aan Abraham vir hom herbevestig. In Genesis 46 het hy gesê, ek is God, die God van jou voorvaders, moenie vrees om Egipte toe te gaan nie, want ek gaan jou daar 'n groot nasie maak. En hier kom hulle patetiese familietjie met 70, kom hulle daar aan. Maar hulle kom met hierdie belofte daaraan. En as jy na vers 7 kyk van Exodus 1, dan sal jy sien hoe God dit vervul het. Want in die Hebreëus, want dit is oorspronklik in Hebreëus geskrywe, Exodus, in die Hebreëus gebruik die Heilige Gees 'n reeks van 4 werkwoorde om hierdie groei, onthou hulle was net 70, om hierdie groei tot 'n groot nasie te beskrywe. Hy gebruik die Hebreëse woord para, wat beteken om vrugbaar te wees, en sharats, wat beteken wemel, en rabba, wat beteken om talryk te word, en atsam, wat beteken om magtig te word. 4 sterk Hebreëse werkwoorde wat in een sinnetjie gebruik word om net een ding te sê, en dit is om te wys hoe oorweldigend die groei was. Daai woord sharats, net tussen hakies, sharats is dieselfde woord wat in Genesis 1 vers 20 by die skepping gebruik word vir die wemelende lewe wat God in die waters geskep het. So hier's 'n prentjie van hierdie goddelike vitaliteit waarmee hierdie volk gegroei het. God het woord gehou. Ja. Hulle het gedink God het hulle gelos, maar na 400 jaar. Ja, dit was miskien 'n tyd van stilte. Daar in Egipte, Josef was alreeds dood, sy broers is dood, Jakob is dood, die hele geslag is weg. Dit kon regtig gelyk het en gevoel het vir hulle asof die belofte van God dormant lê. Maar onder die oppervlakte, in die vrugbare grond van Gosen, was God besig om sy belofte te laat ontkiem en te laat groei tot 'n magtige woud. Is dit nie net tussen hakkies? Is dit nie presies hoe God in die Nuwe Testament ook werk nie? Jesus gee vir ons die gelykenis van die mosterdsaad in Matteus 13, die bekende gelykenis wat ek nie nou hoef aan te haal nie, maar waar die Here Jesus dan sê,
Hy sê hoe klein daai mosterdsaadjie is. Hy sê die koninkryk is soos daai mosterdsaadjie wat gesaai word, die kleinste van die soorte saad, maar dit word groter en groter as al die groentesoorte en 'n boom sodat die voëls van die hemel kan kom en daar 'n nes maak. En as jy kyk na die Nuwe Testament van Handelinge af, dan sien jy hoe begin die Nuwe Testamentiese kerk met minder as 70. Het begin met 11 disippels, want Judas was daar nie. En 'n groep van 120 wat in die boventrek bid. Klein, kwesbaar. En waar is Jesus? Hy het ons gelos. Hy het hemel gevaar. Waar is hy? Haha, moet nie glo nie. Op Pinksterdag kom die Heilige Gees. Op Pinksterdag. Handelinge 2 vers 41 sê dan vir ons wat? Die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar's op daardie een enkele dag 3000. 3000. En hoofstuk 6 sê, die woord het gegroei en die getal van die disippels in Jerusalem het so vermeerder en ook 'n groot klomp priesters het gelowig geword. Jy sien, hoor gou hierso. Jesus Christus is die eintlike saad van Abraham. Daarom sê Paulus in Galasiërs 3 vers 16, hy praat nie, sê Paulus onder leiding van die Gees. Hy interpreteer nou die belofte van God aan Abraham in Genesis. Hy sê, hy praat nie van saade nie, maar van saad. Een, en dis Jesus. Hy is die eintlike saad van Abraham. Alle groei, alle lewe, alle seën van God vloei deur Jesus Christus. Die getalle groei in van die Israeliete, die Hebreërs in Egipte was soos 'n profetiese prentjie van die toekomstige geestelike groei van Christus se liggaam, die kerk deur al die eeue tot in ons dag. God is besig om vir hom 'n volk te versamel, maar dis nie 'n etniese volk nie. En geen mag in die hemel en op die aarde kan die groei daarvan stuit nie. Het gaan ook nie in Kaapstad gestuit word nie. Halleluja. Gaan ook nie in die plek gestuit word nie. En hier in Exodus 1 vers 7 met hierdie werkwoorde wat ek vir u gesê het, sien ons die letterlike vervulling van God van daai belofte aan Jakob terwyl hy nog op pad was na Egipte toe. Nie geweet wat om te verwag nie. En hy was al dood en sy seuns was dood en Josef was dood en toe sien hulle nog nie die vervulling daarvan nie. Dit kom eers na hulle dood toe. Dit laat my dink aan George Mueller wat gebid het, 'n man van gebed. As jy oor George Mueller kan lees, daar is so baie goed aanlyn oor hom. Hoe het hy net deur gebed en deur God te vertrou, het hy weeshuise aan die gang gehou in Engeland. Bristol. Maar hy het vir 4 van sy onbekeerde vriende gebid. En voor God gestaan vir hulle. Toe kom die eerste een tot redding. En toe kom die tweede een tot redding. En toe kom die derde een tot redding. Maar nommer 4, Icona. En George Mueller sterf, word begrawe. En toe kom die 4de een tot redding. Jakob en hulle almal was al weg. En dit lyk of God nie belofte hou nie. Maar moenie glo nie. Moenie glo nie. Hierdie vrugbaarheid was 'n direkte bewys van God se verbondstrou aan Abraham, Isak en Jakob. Selfs in die oond van verdrukking daar in Egipte het God die belofte, sy belofte nie net staande gebly nie, maar dit het floreer. En is 'n baie groot les vir ons. Wanneer, noem die voorbeelde, ek wil nie al die voorbeelde vir u uitdink nie. Maar wanneer die wêreld ons probeer onderkry, of wanneer omstandighede smoor, of wat dit ook al is, of wanneer jy soos 'n George Mueller staan voor die Here vir die redding van kosbare siele, en dan gebeur oënskynlik niks. Dis dan dat God se lewe
in ons op die mees sigbare manier kan manifesteer. Soos Paulus sê vir die Korintiërs, hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar ons is nie verlate nie. Ons is neergewerp, maar glad nie vernietig nie. Die bekende gedeelte. Want jy sien, daar het verdrukking gekom, want die farao van die tyd van Egipte, van Josef, is dood, en toe kom daar 'n ander farao, dis verse 8 tot 14 vervolgens, en hy wil niks van Josef weet nie, hy wil niks weet van hierdie volk nie. En hy sien hoe raak hulle meer, en hy raak al hoe meer bevrees. Want hulle raak nou meer as die Egiptenare. En hy sê, laat ons slim teen hulle optree, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En hy begin deur met dwangarbeid te kom, om hulle swaar te verdruk, die Hebreërs. En hoe meer hulle verdruk is, sê die Bybel, my aarde, hoe meer word hulle nog. Hoe meer hulle verdruk is, by daai ouens met die swepe, wat klap, hoe meer word hulle. En die Egiptenaars het die kinders van Israel met hardheid laat dien, die lewe vir hulle verbitter gemaak. So jy kan sien hoe verander die toneel na Josef, sien jy? Hierdie nuwe farao, dit beteken nie hy het aan geheueverlies gelei dat hy niks van Josef geweet het nie, maar dit beteken, as daar staan hy het niks van Josef geweet nie, dan beteken dit eintlik hy het nie agting vir hom gehad of dankbaarheid gehad vir wat hy gedoen het vir hulle in die hongersnood nie. Hierdie getalle groei van hierdie Hebreërs is glad nie vir hom nou 'n seën nie, dis vir hom 'n bedreiging. Hy moet ontslaa raak van hulle. Maar die ironie is, toe die farao sê, wag, laat ons slim teen hulle optree, was dit eintlik die Hebreëse woord word vir wysheid gebruik, maar dit was 'n wêreldse wysheid, wat dwaasheid by God is, sê Paulus vir die Korintiërs. Menslike wysheid beteken niks. Dwangarbeid, ek gaan hulle fisies breek. Uitputtende slawerny. Hulle moet daai stede, Pithom en Ramses moet hulle bou vir my. Interessant dat argeologiese fondse van nie baie lank gelede nie bevestig die bestaan van daardie stede en ook die gebruik van die modderstene van strooi wat hulle gebruik het om dit te bou, net soos die Bybel sê dit het gebeur. Argeologie bevestig dit. Tweedens het hulle probeer breek deur morele geestelike onderdrukking, deur vir hulle die lewe bitter te hulle gees te breek en bitter te maak vir hulle om hulle hoop te vernietig, maar die goddelike teenreaksie vers 12 is hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle uitgebrei. Wat 'n ongelooflike getuienis. Dit laat my dink aan ou Tertullianus, kerkvader, wat gesê het, die bekende woorde van Tertullianus wat jy al gesien het, wat gesê het, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Hoe meer die bloed van die martelare vloei, hoe sterker word Christus se kerk. Farao se planne teen homself gewerk. Sy pogings om God se plan te stop, het die instrument geword waardeur God se plan versnel is. Die plan wat die duiwel aanwend om die kerk te vergruis, word die manier waarop die kerk groei. Jy kan nie met die Here met sy beloftes kom torring nie. Jy gaan tweede kom. En hierdie beginsel weer klink dwars deur die hele Bybel. Ek hoef dit nie te sê nie, ons almal weet dit. Weereens kan 'n mens na Handelinge byvoorbeeld kyk, die vroeë kerk, dan staan daar, ons weet hoe daai vroegste Christene ook vervolg is, dan staan daar byvoorbeeld in hoofstuk 8 vers 4, die wat verstrooi was as gevolg van die vervolging, het deur die hele land gegaan en die woord van God verkondig. Hulle het daai vuur uitgedra, oral waar hulle kom. Die poging om daai vuur in Jerusalem uit te doof, het die vuur van die evangelie uiteindelik oor die hele wêreld laat versprei tot by ons vandag. En vir ons vandag is die boodskap dan ook so duidelik. Hy sê, die verdrukking wat die kinders van die Here in die wêreld ervaar, en wat kinders van die Here selfs van vals geestelikes en godsdiens ervaar,
Het sy van buite of van binne, maak nie saak nie. Dit kan deur God gebruik word om ons geloof te versterk en die koninkryk juist te laat groei. Ons moenie daarvoor terugdeins nie. Toe daai dwangarbeid en daai goed nie werk nie, toe gaan hy Farao na daai Hebreëse vroedvroue toe. Van wie 2 se name genoem word met die name Sifra en Poa. En hy sê, as julle Hebreëse vrouens help met geboortes, moet julle kyk, mooi kyk, as dit 'n seentjie is, ek sê vir julle, maak hom dood. Maak dood. Maar die vroedvrou het God gevrees. En nie gedoen soos die koning van Egipte vir hulle sê nie. Dis die enigste, wanneer 'n kind van die Here, die owerhede mag ongehoorsaam wees, is wanneer die owerhede van jou 'n ding eis wat teen die woord van God gaan. Hulle die seentjies laat lewe, omdat hulle God gevrees het, en God het vir hulle huisgesinne geskenk. Farao se sogenaamde plan, dit was hom slim, hè? Het misluk. En nou gaan hy na meer direkte, sinistere metode. Die volgende metode is volksmoord. Volksmoord. Hy sê, enige plek waar daar Hebreëse seentjies gebore word, maak dood. Gooi in die Nyl. Maar toe hy daar met daardie vroedvroue gepraat het, interessant, Sifra se naam beteken skoonheid en Poa beteken glans. Toe hy met hulle praat om die pasgebore seentjies te dood, was dit 'n direkte aanval op die saad van die vrou wat God in die moederbelofte beloof het. In Genesis 3 vers 15 toe God gesê het, en jy kan dit volg, jy kan hierdie lyn deur die hele Ou Testament volg. Hier is net een van die gevalle waar die slang probeer keer dat hierdie manlike persoon gebore word uit hierdie geslag van hierdie vrou. Want God het gesê, mos daar gaan 'n manlike persoon gebore word wat sy kop gaan vermorsel. Nou probeer hy dit keer. Hier's een van die kere wat hy dit probeer keer het. Maar hier staan hierdie 2 nederige vroue, wie se name vir ewig in God se woord opgeteken is, omdat hulle teen die magtigste heerser op aarde opgestaan het, die Farao, met moed en geloof en ondubbelsinniglik gesê het, nee, ons vrees die Here meer. Hulle vrees vir God was groter as hulle vrees vir hierdie magtige man. Jy sien, die vrees van God is die begin van alle wysheid, sê Spreuke. Dis die einde van al jou ander vrese. As jy byvoorbeeld mense vrees wil oorwin, dan moet jy God net meer begin vrees. Dan oorwin jy die ander vrese. Hulle het geweet dat die koning van die hemel is magtiger as die koning van Egipte. En hulle gehoorsaamheid was aan 'n hoër gesag. Dis maar mooi, né? Dink aan die apostels ook in Handelinge 5 wat sê, 29 wat sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan hierdie mense. En God het daai geloofsdaad van hierdie vroue beloon. Hy het nie net die volk geseën nie, maar hy het hulle ook persoonlik geseën, sê die Bybel. Hy het aan hulle huisgesinne gegee. Met ander woorde, God eer die wat hom eer, vriende. Gaan huis toe uit hierdie kerk uit. Weet dit. God eer wie hom eer. Hy sien die kleinste dade van geloofsgehoorsaamheid, veral wanneer dit met 'n groot persoonlike risiko gepaard gaan. Maar hulle het in hulle metode gefaal. Hulle het vir daai Farao leuen vertel oor waarom hierdie seentjies lewe. En die Bybel regverdig dit nie. Die Bybel sê nie nou is die leuen ewe skielik reg nie. Maar die Bybel is blank eerlik om te sê, die Bybel probeer nooit 'n ding toesmeer nie. Hulle het verkeerd gedoen. Deur hulle metode het hulle 'n leuen vertel. Dit was nie reg nie. Dit was nie reg nie. Maar hulle opregte diepste begeerte was wel om die Here te behaag. En God het dit geseën. Bybel sê dit. Ons Here Jesus Christus,
alhoewel hy nie direk by name hier genoem word in Eksodus 1 nie, is tog ook sentraal in Eksodus 1, omdat die Here Jesus Christus die middelpunt van die hele skrif is. Die hele skrif. In Johannes 5 vers 39 sê Jesus vir die Jode, die skrif, dis die Ou Testament, getuig van my. Van my. En vir die Emmausgangers het Jesus in Lukas 24 het hy begin om vir hulle die skrif, dis die Ou Testament uit te lê en vir hulle te wys waar oral het dit op hom betrekking. Met ander woorde, ons moet ook vir Jesus in Eksodus 1 sien. Hoe sien 'n mens vir Jesus in Eksodus 1? Wel, ons gaan volgende keer sien hoe helder ons hom in hoofstuk 2 sien, maar dit vir dan. Maar jy sien hom ook in 1. Byvoorbeeld, ek sluit daarmee af. Die Hebreëse onderdrukking deur die Farao was 'n tipe van Christus se lyding. Dit was 'n voorafskaduwing van Christus se lyding. Soos ons hier in verse 11 tot 14 lees, hoe hulle met wreedheid behandel is. Ons sien hier 'n volk wat ly onder 'n wrede koning. Maar hierdie onderdrukking was simbolies van hoe die Here Jesus Christus, luister nou na hierdie woorde, hoor nou, hoe die Here Jesus Christus, hoor nou hier, as die ware Israel. Niemand het dit seker nog ooit gehoor nie. Jesus Christus is die ware Israel. Hy is die saad van Abraham, maar hy is ook die ware Israel. Hoe weet ons dit? Dis omdat Matteus 2 vers 15 sê God, uit Egipte het ek my seun geroep. Prys die Here. So wonderlik. En dit is mos nou volstrek 'n volk gewees. Almal weet dit was 'n volk wat God uit Egipte geroep het. Wie weet dit nie? Maar dan kom die Heilige Gees. En dan sê Matteus 2:15, uit Egipte het ek my seun geroep. So wie is die ware volk? Israel. So, toe die Hebreërs ly, was dit 'n prentjie van die Here Jesus wat sou ly. Kan jy sien? Wie sien dit? Daarom sê die profeet, hy was verag. Hy sê dit 700 jaar vooraf. Hy was verag deur die mense verlaat. Sien jy hoekom praat ek van die evangelie van Eksodus? Klink vreemd, né? Maar dis omdat die evangelie in Eksodus staan. Die kinders van Israel ly soos Christus sou ly onder die gewig van sonde en menslike wreedheid. Maar tweedens sien 'n mens nog 'n duideliker prent van Christus in Eksodus 1 en dit is waar. Almal weet dit. Almal weet dit in die kerk. Dis waar. Dis die bevel om die seentjies dood te maak. Want dit was 'n presiese voorafskaduwing van Herodes se kindermoord by Jesus se geboorte. 'n Direkte voorafskaduwing. Ons lees dit in Matteus 2, toe Herodes al die seentjies onder 2 jaar laat doodmaak het. In beide gevalle was dit 'n wrede koning wat vrees dat sy troon bedreig word, die Farao en Herodes. In beide gevalle was dit 'n aanval op die beloofde saad, soos ek net nou verduidelik het. En derdens beskerm God in beide gevalle sy uitverkore redder, want Moses sou die redder wees in die mandjie, wat beskerm moes word. As al daai seentjies doodgemaak is, dan was Moses ook aan die een. En natuurlik Jesus, die vlug na Egipte, Matteus 2.
Waarop ek volgende keer wil uitbrei en wat ek nie vanmôre so hoef te benadruk nie, maar wat ek moet noem is hoe Moses self, maar ek moet dit nie eintlik nou doen nie, want dit kom eers in die volgende hoofstuk, maar 'n mens kan amper nie wag om dit te doen nie, en dit is dat Moses self natuurlike heenwysing na Christus is. Maar kom ons los dit maar vir volgende keer. Maar nou kan ek ook nie help om iets te sê nie. Maar wag, ek mag dit mos sê, want hoofstuk 1 vorm ons die agtergrond vir Moses se geboorte. Ja, sê, nee, ek mag dit sê. Moses is 'n redderfiguur wat God gestuur het om sy volk uit slawerny te verlos. En is duidelik in Jesus vervul. Duidelik. In Handelinge 7:25 word van Moses gesê, hy het gedink sy broer sou verstaan, dis toe hy daai een ou doodgeslaan het. Hy het gedog sy broer sou verstaan dat God deur sy hand aan hulle verlossing wil gee. Maar Jesus is die ware en die volmaakte Moses. Hebreërs 3 vers 2 sê Jesus is waardiger geag as Moses. En in Deuteronomium 18 het God vir die volk beloof dat hy vir hulle 'n profeet gaan gee soos Moses. Dis die Messias. So die Farao se dekreet om die seentjies in die Nyl in te gooi, het eintlik net die verhoog voorberei vir die redding van Moses uit die rivier, die toekomstige redder van Israel. Maar Moses was net 'n voorafskaduwing van die ware verlosser, vriende. Jesus is die een wat ons red, nie van 'n aardse farao nie, maar van die slawerny van sonde en dood. Hy het nie net aan die dood ontsnap soos Moses nie, hy het ook die dood oorwin, sê Hebreërs 2. Maar dan in die 4de plek sien 'n mens Christus ook in Eksodus 1, en daaroor het ek nou al reeds gepraat, in hoe die volk van die Here vrugbaar was te midde van verdrukking, hoe Christus se kerk, hier is die parallel, hoe Christus se kerk onoorwinnelik is. Ek praat nie van 'n denominasie nie, ek praat van die ware kerk van Christus. Dis 'n geestelike beginsel hierdie. God se plan en sy volk floreer juis onder verdrukking. Dis 'n waarheid wat finaal in Jesus vervul word. Ag, daar's dalk iemand wat in hierdie teks dink terwyl ek praat, laat ek die teks maar noem, wat Jesus self beloof het mos in Matteus 16, toe hy gesê het, op hierdie rots sal ek my kerk of my gemeente bou, en die doodryk se poorte sal dit nie oorweldig nie. Die lyding van Israel in Egipte is 'n beeld van die lyding van die kerk deur al die eeue, maar die Here Jesus het gesê, as hulle my vervolg het, gaan hulle julle ook vervolg. Maar as die kerk verdruk word, is dit Christus self wat eintlik verdruk word. Dis nie onthou jy wat het die Here vir Paulus gesê, Saulus gesê op die pad na Damaskus, toe hy gesê het, Saulus is nou op pad om die kinders van die Here, die Christene te gaan vervolg, maar wat sê Jesus vir hom? Handelinge 9:4, hy sê vir hom, Saul, wie kan dit voltooi vir my? Saul, Saul, waarom vervolg jy my? So vat aan 'n ware wedergebore mens, en jy vat aan die Here self. Dit sal jou berou. En dan wil ek net vir u wys, wat ek ook reeds gesê het, net benadruk, en dit is hoe hierdie hele Eksodus 1 staan in die raamwerk, ek het dit gesê, maar dit staan in die raamwerk van God se verbond. God se verbond. God se verbond. En waarvan Christus die hoofsaad van Abraham is. Net weer daai teks vir iemand wat neerskryf en wat dit nie geskryf het nie, Galasiërs 3 vers 16. So hierdie groei van die Hebreërs daar in Egipte,
was 'n gevolg van God se beloftes. En dis eeue later vervul in die kerk van die Here Jesus tot vandag. Is dit nie absoluut wonderlik nie? Iemand het een keer gesê, en dit hoop ek kan ek regkry hier van die kansel af sommige kere, en dit is, as jy die lyn deur die hele Bybel kan sien, dan begin die Bybel vir jou so oop gaan. Dan val hy vir jou so oop. Die belofte van 'n groot nasie aan Abraham vind sy geestelike vervulling, nie in 'n etniese volk nie, maar in die ontelbare menigte elke nasie, volk, taal, stam wat deur Jesus se bloed verlos word en eendag voor die troon sal staan. Nou, voordat ons bid. Waarvan kan ons seker wees? Christene is die enigste mense op die hele planeet wat sekerheid het. Niemand anders het nie. Almal hoop en dink en hou duim vas. Maar net kinders van die Here, die handjie vol op aarde, weet. Nou wat kan ons weet? Uit hierdie gedeelte. Wel, ons kan weet dat God getrou is. Sonder 'n twyfel. Ek voel ook maar partykeer of ek op moedverloorse vlakte kan gaan sit en die hemelse 911 kan bel. Maar jy kom weer uit dit uit. Die trou van die Here, vriende, hou vir ons regop. Wie kan amen sê in die kerk op dit? Die trou van die Here. In tye van stilte byvoorbeeld. Onthou dat God nie vergeet nie. Hy is besig om sy plan uit te werk. Daai 400 jaar van stilte toe die volk in Egipte was, is verbreek deur 'n oorvloedige oes. Hulle het dit nooit verwag nie. Wat is die tweede ding wat ons moet weet? Ons moet weet dat ons nie die wysheid van die wêreld hoef te vrees nie. Die slim planne van Farao, het sy polities, ideologies, persoonlik, maak nie saak nie, is dwaasheid by God. Dit lyk intimiderend, dit voel intimiderend, dit laat jou wakker lê in die nag, maar dit is aan die kruis reeds verslaan. Die wysheid van die wêreld, jy hoef dit nie te vrees nie. Derdens, ons kan weet dat ons God mag vrees. En met vrees bedoel ek 'n diep eerbiedige ontzag. Iemand het een keer gesê, wat hier besoek het gesê, ek kom graag na hierdie dienste toe, want dit gaan nie in hierdie dienste soos in die wêreld nie. Hier is 'n ontzag vir God in die kerk. En 'n mens wil graag, is dit nie? Jy wil graag uit jou kantoor uit, waar jy maandag tot Vrydag gesit het, en jy wil uit jou omstandighede, wil jy op 'n Sondag, die dag van die Here, Openbaring 1:10, jy wil graag kom by 'n plek wat nie is soos daar buite nie. Jy wil kom by 'n plek waar daar vrees vir God is. En dit weerspieël in jou gebede in die kerk, dit weerspieël in jou liedere, dit weerspieël in jou, in alles. En as jy hom vrees, dan hoef jy niks anders te vrees nie. Laastens, ons mag weet dat ons na ons Here Jesus mag kyk, want hy is die beloofde saad. Jy hoef nie daaroor te twyfel vir 'n split sekonde nie. Jy weet, hierdie verhaal by Eksodus 1, ek is net by hoofstuk 1 vanoggend. Hierdie verhaal by hoofstuk 1 eindig met 'n doodsvonnis. Het jy gesien hoe eindig hoofstuk 1? Gooi al daai seetjies in die Nyl. Daar eindig dit. Sloes, punt. Dit is nie eintlik goeie nuus nie. Dit eindig met 'n doodsvonnis.
Maar as jy die res van die verhaal ken, soos wat ons hom gaan ontgin, dan weet jy dat juis uit daardie doodsrivier het God sy verlosser Moses laat opstaan. En dis die patroon, kyk weer die tema, die evangelie van Exodus, die blye nuus van Exodus. Jy sien, hierdie wat ek nou gesê het, is die patroon van die evangelie boodskap. Uit die dood van die kruis, laat God die lewe kom, vir almal in die wêreld wat op hom hulle hoop plaas. Voel dit miskien vir u of u vandag in Egipte sit? Miskien iemand wat aanlyn kyk of luister na hierdie opname. Kyk na Exodus 1, dis 'n spieël van jou eie storie hierdie. Kyk daarna. Maar dit eindig nie daar nie. Dit eindig by die kruis van Jesus. Dit eindig by die leë graf. Dit eindig by Jesus Christus, die groter Moses. Hy het die mag van Farao, Satan, sonde en dood vir ewig gebreek. En hy roep vir u en vir my vandag om uit ons Egipte uit te kom, na die vryheid van die beloofde land. Die vraag is nie of Farao gaan woed nie, hy sal woed. Dis nie die vraag nie, ons vra nie eens daai vraag nie. Hoe lank gaan hierdie Farao nog met my sukkel? Die antwoord is, hy gaan met jou sukkel tot die einde. Die vraag is nie of die Farao gaan woed nie. Die vraag is, wie sal u en ek vrees? Dis die vraag. Wie sal ons vrees? Kom ons dank. Kom ons word heeltemal stil vir 'n oomblik net. Vader, u het weer vir ons gewys vanmôre dat u nooit vergeet nie. U vergeet nie u mense nie en u vergeet ook nie u beloftes nie. En u het ons herinner dat selfs in donker tye u raadsplan vas staan, vas is. Here, laat die woord wat vandag uitgegaan het van hierdie kansel af nie van ons wegglip, soos die saad langs die pad waarvan Jesus gesê het, sommige van daai saad wat gesaai is, dra niks vrug nie. Nee, laat dit by ons goeie saad wees. Here, bring vrug uit die prediking voort. Verhoog Christus in ons lewens. Laat ons as gemeente meer en meer gevorm word. Here, in getalsgroei is nie so belangrik soos geestelike groei in die kerk nie. Laat ons gevorm word, Here, na Christus se beeld. Dankie vir die genade van hierdie erediens. Vir die genade van die dag van die Here. Elke week. In die wonderlike naam van Christus, ons verlosser, bid en loof ons u Vader. Deur die Heilige Gees. Amen.